Ons gaan begin deur voor te sing, lied 519 vers 2 en vers 3. Wees stil en weet ek is hier. Dit is ook een van Annemarie se gunsteling begrip wees. Daarom gaan ons terwyl ons so saam sing, die 519 sing, daarna sal ons voorlees die seëngroet van Here ons groet en sy seën, en dan staan ons en sing die 509 vers 1 vers 4, dan bly ons staan dit tot nadat ons saam bid. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Dan liefdes weet ons dat my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En daarom aan almal wie God liefhet, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die Heilige Gees voor sy troon en van Christus Jesus, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die geloofwaardige getuie. Amen. Ons gaan nou weer saam te sing, die 509 vers 1 en 4. Daarna bely ons openlik ons geloof, en dan sal ons saam bid, en dan gaan ons weer ons plek in. Op dae soos vandag is dit goed om weer onsself en mekaar te herinner in wie en waarin ons glo. En daarom bely ons geloof vanoggend aan die hand van die geloofbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van ons God, voor alle eeue heen uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Nie gebore nie, nie gemaak nie, maar deur die Vader gegee, tot wie alles in stand is. Hy het terwille van ons, die mens, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun verheerlik en aanbid. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons glo een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Terwyl ons so saam staan, kom ons buig die hoofde. Ons Vader wat hoog is in die hemel, terselfdertyd teenwoordig is by ons. U is waarlik God, U is waarlik lig en U skyn helder as enige duisternis. Dit kan uitdoof. Here, U is goed, U is volmaak, U is perfek en selfs op dae soos vandag waar ons treur en hartseer is, waar ons verlang, waar daar trane gepaard is, kan ons sê dat U is goed. U is alomteenwoordig wys en U is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En daarom sal ons U loof en U prys. Ons sal opkyk na die berge en ons sal vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Maar terselfdertyd sal ons sê van God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, Here, want U is ons Here. U is ons God, teenwoordig by die hartseer, maar ook by die geluk. Here, en daarom bid ons en ons nader tot U vanoggend. In gesprek met U, bid ons dat U sal vertroos en bemoedig. Here, waar ons vanoggend hartseer is, omdat 'n geliefde vrou, eggenoot, 'n ma, 'n vriendin, die tydelike met die ewige verwissel het, bid ons dat U ons harte sal aanraak, en dat U tot ons sal spreek, deur U woord wat goed is, wat reg is, wat perfek is. Here, spreek dan nou tot ons, want hier waar ons sit in hartseer, het ons nodig om van U te hoor. Spreek tot ons, Here, want ons wat agtergebly het, ons luister na U. Om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend na ons toe vanuit 2 Timoteus 4 vers 1 tot vers 8. Ons fokusverse is vers 7 en 8. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol tydig en ontydig. Weerlê en bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal eie begeertes volg en vir die leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle sal tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding deur met jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Op die dag wat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons fokusverse herhaal ek net vir ons weer, vers 7 en 8. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Geliefdes, Dave, familie, kinders, skoonkinders, vriende en familie
van lank terug, maar ook gemeentelede. Vandag neem ons afskeid van 'n geliefde. Dit is nooit maklik om iemand aan die dood vaarwel te roep nie. Ons is hartseer en daar's baie gedagtes en dan wonder ons hoekom, waarom en wat. En die dood bring gewoonlik baie pyn, baie teleurstelling, baie ongelukkigheid. Die dood bring vrae dikwels na vore en ons het gewoonlik 'n leegtyd in ons. Want die persoon wat ons liefhet is weg. Gaan hulle nooit weer sien in persoon nie. Ons harte is swaar en tog nader ons tot God om by hom te hoor, wat nou? Hoe nou? Die God wat vir ons sy woord gee om ons te troos en te bemoedig, ons te versterk, ons hoop te gee, die lewende God, die enigste God. En daarom draai ons na God in sy woord toe, want die woord en die psalmdigter sê so maklik in Psalm 34 vers 19, die Here is naby die gebrokenes van hart, en hy verlos die wat versla van gees is. En dis hoekom ons vandag ook op hierdie dag terugdink aan die lewe van iemand wat ons liefhet, maar ook tot God nader. Want hy heel die gebrokenes van hart. Daar waar daar trane is en hartseer is, die Here is daar teenwoordig ook. Baie maklik kan ons sê, maar waar is die Here gewees met al hierdie dinge? Hy staan stil, hoekom hoor ek nie die Here nie? Hoekom het hy my vrou geneem? My geliefde geneem? En God is op dieselfde plek waar hy was, toe hy stil was, met die kruisiging van sy enigste seun. Hy is teenwoordig, selfs met lyding. Nou vandag sien ons hoe daar ook 'n belofte is van die Here in 2 Timoteus 4. Sy woorde troos ons ook deur die geskrifte van Paulus, waar hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Hy skryf en hy sê, die goeie stryd wat hy gestry het, is iets wat nie net vir 'n korte duur was nie. Dit was sy hele lewe lank. Paulus weet dat hy is op die einde van sy lewe en hy het vrede ook daarmee. Die van julle wat onlangs en op die laaste dele met Annemarie te doen gehad het, sou geweet het. Sy het ook vrede wat 'n mens nie kon verstaan nie. 'n vrede wat verstand te bowe gaan. 'n vrede wat gegee word van die enigste God, lewende God. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die verbondsgod van die Ou Testament. Die lewende God van die Nuwe Testament. Ons God. Die enigste Here. Die Here wat bekend staan as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die een wat sy eie seun gestuur het vir my en jou. Ook vir Annemarie. Vir elkeen wat in hom glo en tot hom nader. Dis die tipe vrede waarmee Paulus ook hierdie brief geskryf het. En hy sê dat sy lewe tot einde kom. En Paulus weet dat sy tyd op aarde min is. Maar geliefdes, hy het uitgesien ook om by die Here te wees. Want elke gelowige wat daadwerklik in verhouding tot God regtig waar hom aanbid en vreugde vind in God, is ook opgewonde om uiteindelik na die Here toe te gaan. Ja, dit is moeilik, want ons is nog steeds lief vir die mense wat agterbly. Maar hoe bly is ons nie wanneer ons uiteindelik ook tuis kan wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En daarom skryf Paulus hierdie woorde as 'n afskeidsbrief. En hy getuig in vers 7 en hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Daar's 3 belangrike punte wat ons hier sien. Eerstens, die goeie stryd gestry, die wedloop voltooi en die geloof behou. Hierdie woorde is 'n kragtige betekenis en betekenisvol vir ons wat ook agterbly. Want ons wedloop is nog nie afgehandel nie. Ons is nog nie voltooi nie. Ons moet aktief betrokke wees ook in die hardloop, in die wedloop wat daar is. En wanneer ons dink aan die woorde wat Paulus hier gebruik hy die woord stryd. Wanneer ons praat van stryd, dan dink ons dadelik aan stryd, iemand wat worstel met iets. Ons dink aan inspanning, deursettingsvermoë, deelname in 'n amper geveg.
So Paulus sê hiermee dat in die lewe met al sy teenstand en al sy uitdagings, al sy versoekings en beproewings, het hy alles ingesit met inspanning en deursettingsvermoë volhard en hy het geveg. Paulus sê nie dat hy bloot net geveg het nie, maar hy het die goeie stryd gestry. Nie net enige stryd nie, die goeie stryd. Die goeie stryd het hy gestry. Nie vir homself nie, nie vir sy eie eer nie, nie omdat hy wil hê mense moet dink hy is oulik nie, hy het dit gedoen vir God, die lewende God. Paulus het geveg teen versoekings, sonde, die wêreldse invloede, en dis iets waarteen ons, ek en jy ook vandag nog veg. Die versoekings wat daar is, die sonde in hierdie wêreld, die invloede van hierdie wêreld, waar almal net wil hoor wat goed en mooi is. Soos Paulus ook geskryf het aan Timoteus. Hulle los die ware en suiwer leer en hardloop na dit toe wat hulle wil hoor. Dit is nie 'n maklike reis nie. Dit is nie 'n maklike stryd nie. Vir nie een van ons is dit maklik nie. Elkeen van ons het 'n wapenuitrusting nodig daarvoor. En God gee dit ook deur Paulus se skrywe in Efesiërs 6. So elkeen van ons is aktief betrokke en besig ook in ons stryd. Sodat ons, soos wanneer Paulus aan die einde van sy lewe kom, gesê, ek het die stryd voltooi. Die goeie stryd voltooi. En ek het die geloof behou. Annemarie, van wie ons vandag afskeid neem, het ook die goeie stryd gestry. Dis elkeen van ons. Na haar seën en haar swaar kry, na haar blydskap en vreugde, maar ook in haar hartseer. Elkeen van ons kan meeleef ook daarmee. So Paulus sê ook, daar is ons belangrike dinge wat ons in gedagte moet hou, wanneer ons praat oor hierdie lewe en die stryd, hierdie goeie stryd. Alle stryery is nooit dieselfde nie. Maar hierdie een is goed. Nie as gevolg van eie gewin nie as gevolg van my eie koningskap op aarde, of my eie plekkie op aarde wat ek probeer verdedig nie, maar dit gaan oor die goeie van God. Om uiteindelik dit wat die Here vir ons geopenbaar het deur sy goeie woord uit te leef ook in ons lewe, doelgerig aktief, sodat ons die goeie stryd kan stry. Deursettingsvermoë kan hê in die swaar, maar ook in die blydskap. Tussen die trane van verlies en die blydskap van nuwe lewe wat daar is. Dit is 'n stryd waarin God, die Vader, self vir ons die krag gee om te volhard. Want ek en jy sal dit nie kan alleen doen nie. Ons sal nie in hierdie wêreld gevul met al hierdie sonde en al hierdie invloede alleenstaande kan bly nie. So God die Vader gee die Heilige Gees om ons te versterk en die krag vir ons te gee om uiteindelik die goeie wedloop te hardloop. Die vraag wat oorbly vir my en jou vandag is, hoe gaan ons stryd aanpak? By die oomblik wanneer ons by 'n begrafnis is en ons neem afskeid van 'n geliefde, ja, dan huil ons treur oor die geliefde wat nie meer daar is nie. Maar ook enige begrafnis en enige plek waar ons afskeid neem van 'n geliefde aan die dood, word ons teruggeroep tot die realiteit. En dan word ons gevra, maar hoe hardloop ons in hierdie stryd? In hierdie goeie stryd. In hierdie goeie stryd waar ons die Here se wil moet uitleef aan ander. Duidelik sigbaar maak aan ander. Die gesonde leer waarvan ons sien Paulus teenoor Timoteus skryf. Hoe doen ons dit? Hoe volhard ons daarin? Ek en jy. As ons eie lewe in aanskou neem en ons dag kom, sou ons kon sê dat ons het die goeie stryd ook goed gestry en ons het die geloof behou. Christus, met enige stryery kan iets gebeur, soos of ons beweeg nader aan mekaar, of ons beweeg verder uit mekaar uit. In die goeie stryd
het ten doel om ons nader aan die Here te bring en sy liefde en sy wil ook uit te straal. Soos dit ons ook kan getuig van die lewe van Annemarie. Waar sy doelgerig die Here se wil opgesoek het, doelgerig dit uitgeleef het. En geliefdes om haar kan daarvan getuig. Hoe doen ek en jy dit dan? Ten spyte van die swaar en die pyn en die siekte en die verlies en die hartseer, hoe gaan ons stry? Want selfs in ons swaar kry en ons beproewings gaan ons moet stry. In ons versoekings en ons afleidings wat ons gedagtes wil wegvat van die ware doel van ons lewe, moet ons steeds stry. Ons gaan moeg wees en ons gaan twyfel. En ons gaan nog steeds moet stry. Nou is nie die tyd om ons geloof te verloor in God nie. Nou is juist die tyd om tot God te nader en sy wil uit te leef. En so uiteindelik te wys ook deur ons dade ons die geloof behou. Want met so 'n dag soos vandag kan ons baie maklik sê, maar waar is die Here in dit alles? Waar is die Here toe ons die eerste keer gehoor het ons is siek? Waar is die Here wanneer ons in 'n hospitaalbed lê? Waar is die Here wanneer ons ma net weg is? En juist dan moet ons vashou aan die Here, aan sy liefdevolle leiding, sy omgee, sy genade wat hy bewys, want hy is 'n liefdevolle Vader wat omgee. Soos atlete moet ons ook voorberei vir hierdie stryd, hierdie goeie stryd wat daar is. Hoe doen ons dit? Ons hou ons oë op Christus, die een wat ons verlos het, die een wat as offer gedien het vir ons sondes. Want sonder sy dienswerk sal ons nie die ewige lewe beerwe as kroon. Sonder dat ons in hom glo as die enigste een, sal ons dit nie beerwe nie. Soos het ons gedagtes en ons denke, alles moet ons rig op Christus. Ons oë op hom hou. Hoekom? Want hy is die begin en die einde, die alfa en die omega, en uiteindelik ook maak hy alles nuut, saam met die enige God. Hy droog al die trane af. Verby is droefheid en dood. Verder moet ons die verlede agterlaat. As ons gestruikel of geworstel het en ons is nie toegerus genoeg om te stry in hierdie stryd nie, dis oukei, dis verby. Maar doelgerig begin aktief soek na die wil van die Here sodat ons van nou af verder vorentoe in sy wil lei 'n lewe. En bid dat die Here elke dag vir ons die krag gee om te volhard, om die goeie stryd te stry en bly te wees wanneer allerlei beproewings oor ons pad kom. Selfs die verlies van 'n geliefde. Maar die troos wat daar ook is dit wat kom daarna. Want soos wat ons vanmôre ook gehoor het, toe ons by die oop graf gestaan het, die dood is nie die einde nie, maar net die begin van 'n ewige lewe saam met God. Mits ons hom geglo het, in hom geglo het, en hom as ons Here en Verlosser in ons lewe erken en bely, en daar volgens lewe. Die dood is nie die eindbestemming nie, maar alleenlike deur om tot God te gaan, by hom te wees en in sy teenwoordigheid te lewe. Vir ons wat agterbly, gaan ons getrou bly aan ons Hemelse Vader, aan die Koning, ons Redder, ons Verlosser. Of gaan ons hom ignoreer, sodat wanneer die dag van oordeel kom, dat hy nie na ons kyk nie. Ons lewe word tot stilstand gebring, sodat ons dit ook self kan oordink. Soos ons nou gesê, daar is ons 3 punte wat Paulus uitlig. Die stryd, die goeie stryd, en dan iets wat ons amper net oorgelees het, die geloof behou. Het ons geloof behou in versoeking en beproewing, in lyding, in hartseer. Het ons geloof behou
wanneer alles donker lyk om ons en ons deur ons vallei van doodskadu gaan en swaar kry. Wat beteken dit om te sê ons het ons geloof behou? Ons het ons geloof behou en volle vertroue gehad op God, in God, wanneer 'n diagnose gemaak word. Ons het ons geloof gehou wanneer 'n operasie plaasgevind het. Steeds het ons vertrou op God. Ons het ons geloof behou selfs tot aan die einde toe. En die van ons wat gesprekke met Annemarie gehad het, sal weet, sy het haar geloof ook behou. Sterk, tot aan die einde toe. Ons sien dikwels mense wat in moeilike tye is, die Here verlaat, en tye is soos die, wanneer ons iemand verloor waarvoor ons regtig lief het. Maar God het dit toegelaat. Nee, dis deel van die goeie stryd. Sy wil is perfek en volmaak, volkome. Daarom moet ons sy wil soek in dit alles. En wanneer ons nie weet wat sy wil is nie, dan moet ons ook bid vir die Heilige Gees, sodat ons kan onderskei tussen wat in hierdie wêreld aangaan, waarheen ons gelei word, mislei word, onder die valse indrukke is, beïnvloed word, en God se perfekte wil. Want ons wil iets, maar dalk is God se wil iets anders. Want ons wil hê, sy moet saam met ons steeds kan bly wees en opgewonde wees, saam met ons kan fees vier, saam met ons nog verjaarsdag kan hê, nog Kersfeeste kan hê. Maar God se wil lyk anders. En ons verstaan nie altyd God se wil nie. Maar laat God se wil geskied. En laat hy bid ook dat hy ons lei. Om soos wat Dawid sê, nie onsself besig te hou met allerlei dinge bo wat ons verstaan nie, maar dat ons hom sal volg. Want hy weet van beter. Hy is die Vader, alomteenwoordig, liefdevol genadig. Maar daar is ook 'n belofte wat ons hier sien in 2 Timoteus 4 vers 8, waar hy sê, verder is daar vir my die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter op daardie dag aan my sal gee. En nie net aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefhet en daarvoor afwagting. So as ons ook in die afwagting lewe tot God se koms, en ten spyte van alles steeds in ons geloof volhard en staande bly, in Christus glo, deur hom tot die Vader nader en die leiding van die Heilige Gees volg, kan ons ook uitsien na wat Paulus uitgesien het. Atlete hardloop en hulle kry 'n medalje. Olympiese spele vind plaas en daar's 'n goue medalje. Ja, 'n paar rand werd en dit so 'n bietjie goud. Maar wat ons as gelowiges doen, is ons hardloop in die goeie wedloop, in die goeie stryd, om die kroon van die lewe te kry, by God, die ewige lewe, want God is 'n regverdige regter, en hy sal deur alles sy wil laat geskied. Liefdes lewe daarom naby aan die Here. Ons moet daagliks tyd maak om sy wil te leer ken, sodat ons weet wat hy wil. Sodat ons daardeur getroos kan word, bemoedig kan word, vermaan kan word, waar vermaaning nodig is, maar ook dat ons hom volhartig en heelhartig kan vertrou. Die wedloop is nog nie vir my en vir jou verby nie. Ons weet nie hoe lank is die wedloop nog nie. Vir van ons mag dit nog 50 jaar wees, 80 jaar wees, dalk 2 jaar. Ons weet nie. Maar ons moet nog steeds volhard. En daarom lewe in die verhouding met God en Christus, gelei deur die Heilige Gees. Sodat wanneer ons tyd kom, dan kan ons ook sê, dat ek die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, ten spyte van dit alles. En mag ons ook op daardie dag die stem van die Here hoor, wat sê, welgedaan goeie en getroue diensknegt, gaan in die vreugde van die Here, jou God. Amen.
In antwoord op die prediking sing ons saam lied 512. Ons sing vers 2 en vers 3. Daarna sal ons saam bid en dan kan ons weer ons plekke inneem. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons bid saam en ons vra dat U ons sal lei. Dat U ons sal lei dat ons daagliks ons skulde en ons sonde voor U bely. Daar waar ons twyfel in U, daar waar ons nie weet waar U is in ons tye van nood en angs nie. Here, bely ons dit voor U. Here, ons bid dat U ons sal vergewe dat ons gedagtes op ver spore gaan en dat ons dinge logies probeer uitredeneer, terwyl ons weet U wil kan nie logies uitgeredeneer word nie. Want U is almagtig, U is wys en U is alomteenwoordig, reg deur tyd, van die begin tot aan die einde. Here, en daarom ons bid vir U leiding, dat U ons wil altyd in lyn sal bring met U wil, sodat ons ook aan die einde van ons lewe, wanneer die tyd uitloop, kan sê en bely, mag U wil geskied. Sodat ons daardeur ook die mense om ons sal bemoedig en versterk, sodat hulle kan weet dat ons vertrou alleenlik in die lewende God van hemel en aarde, sodat dit ook 'n laaste getuienis van ons kan wees aan die mense om ons, van die lewende God in wie ek met verhouding staan. Here, ons bid dat U vir ons die krag sal gee om in besonder nou, terwyl ons hartseer is, versterk te word. Here, ons bid dat die Heilige Gees ons die krag sal gee om oor en oor steeds nou U te bely en te loof. Here, dankie dat U Annemarie vir 'n kort tydjie aan ons geleen het. Dat ons haar kon leer ken het, saam met haar kon leef het, dat sy 'n impak in elkeen van ons se lewe kon maak. Dankie dat U dit so gekies het, dat sy daadwerklik ook U liefde en omgee uitgestraal het, vir almal, ongeag wie hulle is. Here, ons dankie, dat U 'n lewe gegee het, maar ons dankie ook, dat volgens U wil, U dit goed gedink het, sodat ons mekaar kan ondersteun en bemoedig, ook nou in hierdie tyd, waar sy nie meer met ons is nie. Here, ons bid in besonder vir Dave, die seuns, die skoondogters, die naby familie, susters. Here, ons bid dat U hulle sal beskerm en bewaar ook in hierdie tyd. Hulle sal dra, sodat hulle getroos sal word deur die lewende God, en so ook 'n belydenis kan maak,
Dat al slaan ek my oë op na die berge, ek weet waar my hulp vandaan kom. En so ek elkeen van ons, Here, in hierdie tyd, dat ons ware troos en bemoediging by U sal vind. Om Christus ontval. Amen. Geliefdes, terwyl ons so saam sit, sing ons laaste lied. Ons sing lied 602 vers 1, 3, 4 en 5. Ons sing vers 1, 3 en 4 terwyl ons so saam sit, en dan met vers 5 staan ons op. Oorwinnaars sal ons als erf en drink uit die fontein van lewenswater en heerlikheid, en God self sal oor ons skyn. Ons sit die eerste 3 vers en die 4de vers saam op, daarom sal die Here ons ook seën met sy seën ons pad verder. Terwyl ons uitgaan en die goeie stryd stry, weet dat die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn in jou dag van nood. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede. Amen. Dit is die familie het net gevra dat 'n paar begrafnisse doen voordat ons oorgaan na die hulpblyking. Dit is met groot hartseer, maar dankbaarheid dat ons vandag voor die Hemelse Vader staan en kan dankie sê dat ons aan ons Here kon hê. Ons verstaan nie altyd alles wat gebeur nie, maar ons glo dat die troos wat ons na smaak vir ons gegee sal word. Dave, jy was self ongesteld, maar het getrou by Anne-Marie bestaan. Elke dag, heel dag, dank daarvoor. Wim, Louis, Rita en Janda, baie dankie ook vir julle redings wat julle gemaak het vandag. Dankie vir almal wat die dag hier met ons deel om Anne-Marie se lewe te herdenk. Dankie aan al die familie, vriende en kennisse vir al die mooi boodskappe, hospitaalbesoeke en gebede. Die Reformeerde Kerk wat ons hoor in die predikant oor hulle susters en koste die Here 'n belangrike rol oor vandag. In hulle afwesigheid wil ons wilgeheewelse dokters en personeel bedank vir die mooi manier wat Anne-Marie en die res van die familie hanteer is vir die tydperk wat Anne-Marie daar was. Ons sê hier dat baie dankie ook vir julle bydrae en begrafnisreëls.
Ons wil nie name uitsonder nie. En vra verskoning as iemand uitgelaat voel. Maar weet net, ons het waardering vir alles wat almal vir Anne-Marie en familie gedoen en beteken het. Ons gaan ook aan die Hilderblyk wat gedoen word. Daarna, wanneer ons klaar is met die Hilderblyk, is almal baie welkom om na die saal te beweeg, by daai deur uit en by die ander kant deur in, om saam met ons ook professionals te doen. Die familie se teenwoordigheid vandag hier, baie sterkte aan die familie. Dit is almal baie welkom om saam met